stuur my, ek is bereid om te gaan. Maar, as jy bereid is om gestuur te word deur God en gebruik te word deur God, is die vraag nou, is jy bereid ook om die prys te betaal? So vir die volgende paar Sondae gaan ons gesels oor die boek Jesaja. Nou, wie van julle weet wie die boek Jesaja geskryf? Jesaja, nee. Jesaja was 'n profeet. Hy's deel van die groot profete. Jy kry groot profete en klein profete. Is min of meer in die middel van die boek, nee, van die Bybel. Kom die profete voor. En hy vorm deel van die groot profete. 'n baie belangrike boek. Hy was 'n baie belangrike profeet gewees ook. Die profeet Jesaja. En vandag gaan ons 'n bietjie agtergrond en oorsig gee van die boek Jesaja en ons gaan bietjie gesels oor die profeet Jesaja, sodat ons lekker kan 'n fondasie bou en konteks kry oor dit wat ons lees in hierdie boek Jesaja. Nou in 1948 het 'n Jood met die naam van Bedouin Gothard by Qumran het hy, ek weet nie of hy skape opgepas het of daar rondgeloop het nie, maar hy het 'n klip oor 'n kloof gegooi en hierdie klip binne in 'n grot gegooi en toe hoor hy potskerwe wat breek of kruike wat breek. Hy skrik toe so groot, hy hardloop toe weg want hy dink hy het iemand se besittings skade aangedoen. Maar toe daar niks gebeur nie en hy toe 'n paar dae daarna het hy teruggegaan en hy het gesoek vir daardie grot en toe hy in die grot gaan, toe ontdek hy kruike, 'n hele paar kruike wat daar staan wat omtrent so 'n meter hoog is. En binne daardie kruike, ouens, was daar boekrolle gewees. En julle het seker al gehoor van die dooie see rolle, the Dead Sea Scrolls. Toe vind hulle daardie dooie see rolle, boekrolle, binne in hierdie kruike. Nou, die dooie see rolle was gedeeltes van die Bybel wat vertaal was. Daar was fragmente van die Ou Testament ontdek wat geskryf was op daardie boekrolle, maar interessant, die hele boek Jesaja was gevind in een van die kruike, 'n hele boekrol wat die boek Jesaja bevat. Nou dadelik, toe sê hulle, ons moet nou eers halt om die boek Jesaja of die Ou Testament veral te vertaal. Want hulle was besig daar in 1948 om weer die Bybel te vertaal en te transkribeer en oor te skryf. Onthou, deur die eeue heen het heilige manne, godsmanne, priesters, die Bybel aanhoudend oorgeskryf en getranskribeer sodat dit behoue kan bly. En hierdie boek Jesaja was toe gevind, die volle boek Jesaja, die hele boek Jesaja was deel van hierdie dooie see rolle. En hulle sê toe, wag eers, kom ons stop, want die rede waarom hulle dit gestop het was, omdat die boekrolle wat gevind is in daai grot 1000 jaar ouer is as wat die manuskripte was wat hulle gehad het. So jy kan nou dink, dit het ver teruggedateer en hulle het gedink, wow, dit gaan dan sekerlik baie meer akkuraat wees. Baie van die blyspel, Handels Messiah, het jy al gehoor van Handels Messiah? Baie van die lirieke kom uit die boek Jesaja uit. Nou, die Bybel, julle weet dit alreeds, ons het dit 'n paar keer al genoem. Die Bybel was eers later verdeel in hoofstukke en verse. Die verskillende boeke van die Bybel. Vir 1100 jaar het Christene die Bybelboeke gelees sonder hoofstuk en versverdelings. Nou die boek Jesaja was ook dan uit die aard van die saak verdeel in hoofstukke en in verse. En die persoon wat hierdie boek verdeel het, die boek Jesaja, ek weet nou nie of hy geïnspireer was deur die Gees nie, of dit net toeval is nie, maar is baie opvallend, want hy het die boek Jesaja verdeel in 66 hoofstukke. Nou, hoekom is dit opvallend, sou julle sê?
Hoor nie? Presies. Daar is 66 Bybelboeke in die Bybel. En hierdie ou het die boek Jesaja in 66 hoofstukke verdeel. En nog meer interessant, die boek Jesaja is in 2 prominente dele verdeel. Die eerste deel bestaan uit 39 hoofstukke en die tweede deel uit 27 hoofstukke. En as jy na jou Bybel gaan kyk, die Ou Testament het 39 boeke en die Nuwe Testament het 27 boeke. En die eerste 39 hoofstukke in Jesaja, gaan lees dit maar, is 'n samevatting van die Ou Testament. En die 27 hoofstukke in die tweede deel is 'n opsomming van die Nuwe Testament. So ek weet nie of hierdie oue inspirasie gehad het van die Heilige Gees nie, maar dit is net vir my opvallend, nê, dat die boek Jesaja so verdeel was. Byvoorbeeld, as jy kyk na die tweede deel van die boek Jesaja, sien ons dat dit begin daar in Jesaja 40 vers 3. Kom ek lees gou vir julle. 'n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Klink dit nie bekend nie? Klink nogal soos Johannes die Doper, nê? Wat die opdrag gekry het om die weg voor te berei vir Jesus wat kom, en hy was in die woestyn, het mense gedoop daar. So, daar skop daai deel af. En dan as jy bietjie verder gaan, 2 hoofstukke verder in Jesaja 42, word daar gepraat van die knegg van God, wat die blindes laat sien en die wat gevange is vrylaat. Nou wie verwys dit? Nou Jesus, nê. Hierdie profeet hy was nie bewus van die feit dat hy profeteer hier van Jesus nie. Hierdie knegg dan ook, ons lees dan ook in die tweede deel daar in Jesaja 40, hierdie knegg word deur die Heilige Gees gesalf en sterf vir die mense en dan word hy weer opgewek. Alles in die boek Jesaja. Dit praat ook van julle wat my getuies sal wees tot aan die uithoeke van die aarde. Dag van Pinkster, julle my getuies wees. Jesus het vir sy disippels het ook gesê, dan eindig dit met God wat sê, hy gaan alles nuut maak. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan geskep word. Wow, julle. Daar was ook in die boek Jesaja gepraat van die hel. 'n Hel wat bestaan uit 'n vuur wat nooit uitgeblus kan word nie. Hy praat van wurms wat nooit doodgaan nie. En ek kan so aangaan, ouens, en ek besef toe net as jy die hele Bybel in een boek wou inpas, is dit nou die boek Jesaja. Jy kan dit inpas in die boek Jesaja. Dis 'n samevatting van die hele Bybel. So as jy nou nie jou hele Bybel wil deurlees nie, lees die boek Jesaja. Dis 'n samevatting van die Bybel. Ook interessant is, in die tweede deel van die boek Jesaja, die middelste vers is Jesaja 53 vers 5. 'n Baie bekende vers, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is baie interessant, nê? Die Jode lees die profete. Hulle lees die eerste 5 boeke veral, die profete, psalms en spreuke, en dat hulle nie kan raak sien, hier was van Jesus geprofeteer nie. Net sekere dele van die boek Jesaja is baie bekend vir ons. Maar daar's eintlik baie ander dele in die boek wat ook belangrik is, wat mense nie baie goed ken nie. As jy in die kerk groot geword het, is daar verse wat ons aanhoudend gekwoteer het in die kerk. Verse soos Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Daar's skarlaken, dis rooi, die kleur, skarlaken. En in daai tyd was die tegnologie nie soos vandag nie. Kyk, as jy nou so 'n rooi stuk skarlaken, rooi wol het of kleed, dan gaan jy hom nie sommer weer wit kry nie. Dit
is amper onmoontlik om daai rooi gekleurde stuk wol wit te kry. En wat God hier vir ons probeer demonstreer is, dat geen sonde is vir God te erg of te groot, dat hy dit nie kan vergewe nie. Is jy nie dankbaar vir dit nie? Maak nie saak wat jou verlede is, wat jou sonde is nie. Deur sy bloed was hy jou weer wit soos sneeu. Maak hy jou skoon, maak hy jou vry. Dan is daar ander verse wat ook bekend is. Jesaja 2 vers 4, ek lees dit in Engels. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Bekende vers. Nou, ek wys daardie foto vir julle, want hierdie vers staan op 'n graniet muur buite die hoofkwartier in New York van die Verenigde Nasies. Is daai vers gegraveer. Nou julle almal weet wie die Verenigde Nasies is. Hulle het tot stand gekom in so in 1945, net na die Tweede Wêreldoorlog, en hulle is veronderstel om vrede te bewerk tussen die nasies. Hulle staan vir menseregte en bied baie humanitêre hulp. En hulle het hierdie vers uit die Bybel uitgehaal, alhoewel hulle nie noodwendig Christene is nie, hulle aanvaar alle godsdienste, maar hulle het een fout gemaak, hulle het die eerste deel uitgelos. Die eerste deel wat sê, and he, wie is dit? God, shall judge among the nations, and shall rebuke many people. Kyk, ouens, sonder God se oordeel en wat regeer onder die nasies, sal daai vers nooit kan gebeur nie. Gaan daar nooit ware vrede wees nie. Alleen deur God gaan dit kan plaasvind. Hier is nog 'n baie bekende vers, Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Ons hoor veral hierdie vers gedurende Kersfees, nê? Dit kom ook voor in Hendels Messiah, die blyspel. Nog bekende verse, Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wie het hierdie vers al gehoor? Baie bekend, né? Nog 'n bekende vers Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Wie kan getuig dat hierdie vers al vir jou 'n realiteit geword het in jou lewe? Amen. Jesaja 52 vers 7, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Is dit nie mooi nie? Interessant van hierdie vers, dat in die antieke tyd, gedurende daardie dae, wanneer daar 'n oorlog gevoer was, het hulle altyd 'n boodskapper gestuur, wat as hulle oorwinning behaal het, het hy aangehardloop gekom en die boodskap gebring, terug by die huis aan die mense. Oor die berge het hy gehardloop, het hulle gesê, hoe lieflik is die voete van hierdie een, wat daai goeie tyding bring, goeie boodskap, ons het gewen, die oorlog is gewen. En dis waar hierdie vers vandaan kom, en dit is so, nee, Jesus het die stryd vir ons gestry, die oorlog gewen, en hy het die goeie nuus gebring, en die wat die goeie nuus uitdra in hierdie wêreld, hoe lieflik is dit nie, dat hulle bereid is om die goeie nuus van Christus uit te dra, oor ons waar hulle gaan in hierdie wêreld. Baie bekende vers. Ouens, as ek hierdie verse so lees, geen wonder, Handel was so geïnspireer, dat hy al die musiek vir hierdie blyspel in net 24 dae geskryf het. Net 24 dae. Die ou het vir hom die woorde gegee het, en die kerk het gesê, dis onmoontlik, jy kan nie sulke goeie musiek skryf in 24 dae nie, maar ek dink hy was so opgewonde, so geïnspireerd, en so, jy weet, geïnspireerd deur hierdie verse, dat hy dag en nag gesit het en die musiek geskryf vir hierdie blyspel. Die van julle wat liedjies skryf, van julle musikante,
Partykeer, dis nou soos een van daai liedjies, nê, wat jy net so, op een oomblik is dit net daar, alles gebeur, jy is so geïnspireerd en dis 'n hitsong, nê. Dis wat daar gebeur het met ou Hendel. Hy was so geïnspireerd met hierdie woorde, dat hy 'n hit geskryf het van 'n paar liede. Hy het 'n paar bekende liede, populêre liede geskryf, sommer binne 'n kort tyd. Daar is ook baie bekende hoofstukke, wat vandag in die kerk gelees word, veral hoofstuk 6. Baie keer word daar gefokus op hoofstuk 6. Nou dis die jaar, toe koning Osia gesterf het. Nou julle moet verstaan, dat gedurende die tyd, toe Jesaja die profeet was. Kyk, God het elke keer 'n profeet opgewek en gewerk, wat sy spreekbuis was vir die volk. En Jesaja gedurende sy tyd, toe God hom opgewek het om te spreek, God se spreekbuis te wees, was dit die tyd toe Israel verdeel het. Daar het probleme gekom in Israel, en hulle het toe verdeel, en 10 van die stamme van Israel, het toe na die noordelike deel vertrek, waar Samaria die hoofstad was. En 2 van die stamme, die stam van Juda en Benjamin, wat bekend gestaan het as Juda, het toe in die suidelike deel gebly, waar Jerusalem die hoofstad was. So Jesaja was opgewek deur God, om vir Juda te profeteer, en die spreekbuis te wees, veral vir Juda. Hy het soms geprofeteer ook oor die noordelike stamme, die noordelike nasies daarbo. Maar God het hom gebruik, en Osia was een van die konings wat geheers het, toe Jesaja die profeet was, vir Israel. En in die jaar het Jesaja 'n wonderlike ontmoeting met God gehad. Ons het al baie gelees van dit. Hy het God gesien, hoog en verhewe op sy troon. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jesaja het toe geantwoord, sê, Here, stuur my, want God het hierdie vraag gevra. Nou ongelukkig lees die kerk, wanneer hulle hierdie hoofstuk 6 gebruik, lees hulle nie altyd die res van die verse, wat daarna gekom het nie. En baie ouens wat gevoel het, of voel dat hulle geroep is deur die Here, haal hierdie vers aan en sê, Here, stuur my, ek is bereid om te gaan. Maar, as jy bereid is om gestuur te word deur God, en gebruik te word deur God, is die vraag nou, is jy bereid ook om die prys te betaal? Want dit is 'n groot prys wat Jesaja moes betaal het. Want die nuus wat hy moes verkondig het hom nie baie populêr gemaak nie. Inteendeel, Jesaja het 'n baie wrede dood gesterf. Hy was doodgemaak. Maar God het vir hom die opdrag gegee en hy het gesê, ek sal gaan. Gewoonlik lees die mense nie verder nie. Hier is nog 'n paar populêre dele van Jesaja. Hoofstuk 35, lees ons van die woestyn en die wildernis wat weer sal blom. Hoofstuk 40, comfort ye my people, saith your God. God wat vertroosting vir sy volk sal gee. Jesaja 53, hy is deurboor vir ons oortredinge. Hoofstuk 55, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Klink dit nie bekend nie. Hoofstuk 61, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring. So dis alles bekende dele wat ons al gehoor het, wat ons van lees uit die boek Jesaja, wat mense uithaal en hulle lees net hierdie dele, en hulle ken dit baie goed, maar hulle vergeet om die ander dele ook te lees. Kyk, wanneer ons die Bybel lees en bestudeer, is dit belangrik dat ons ook die dele lees en bestudeer, wat ons so 'n bietjie ongemaklik laat voel, nê? Daar's wonderlike beloftes in die Bybel, maar daar's baie waarskuwings ook, wat ons nie moet vergeet om ook te lees nie. Daar's baie aanhalings ook in die Nuwe Testament, wat uit die boek Jesaja kom. Wonderlike aanhalings, soos
Death shall be swallowed up in victory. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Dit kom alles uit die boek Jesaja uit. Dit word aangehaal in die Nuwe Testament. God sal die trane afvee. 'n Stem wat roep in die wildernis. Julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Alles aanhalings. Jesus het verskeie kere die boek Jesaja aangehaal. Ek dink dit was een van sy gunsteling boeke gewees, wat hy aangehaal het toe hy gepreek het terwyl hy op aarde was. Selfs Paulus, vir hom was hierdie boek ook baie populêr gewees en hy het dit aangehaal baie maal. So as jy meer van die Bybel wil weet, doen jouself 'n guns en lees die boek Jesaja. Maar kom ons gaan verder en ons gesels bietjie oor die profeet, die persoon Jesaja. Ons weet nie baie van hom af nie. Hy skryf nie baie van homself in sy boek wat hy geskryf het in die Bybel nie. Dit is gewoonlik so, want hierdie outeurs van die Bybel het altyd die fokus op God geplaas, nie op hulle self nie. En so ons lees nie baie van hom in die boek Jesaja nie, maar as jy gaan kyk na Joodse geskiedenis, dan kan ons bietjie feite kry en dinge oor sy verlede wat ons help om te sien wie hierdie persoon was. Veral die geskiedkundige skrywer met die naam van Josephus het baie oor hom geskryf. Nou wat ons gelees het van en ontdek het is dat hy gelowige ouers gehad het. Sy naam is ook interessant. Sy naam is eintlik dieselfde as Jesus en Joshua. Dit is net jammer dat ons dit verengels het. So die konnotasie het bietjie verlore gegaan. Maar as jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus, is sy naam Jesaja. Jesaja. Jou is God se naam en Jesa beteken verlossing. So Jesaja se naam beteken eintlik God verlos. God verlos, alles profeties, nee. Jesaja se naam is profeties want hy was, ons kan dit eintlik so stel, hy was die evangelis van die Ou Testament, lank voor Jesus al gesterf het en die evangelie boodskap ontstaan het hy alreeds van dit geskryf. Hy was die evangelis van die Ou Testament. Hy is die een wat die evangelie gebring het, eeue voor die goeie nuus tot stand gekom het van Jesus Christus. Veral in die tweede deel van die boek Jesaja. En interessant, ons weet mos, daai bekende vers, wat sê dat as jy 'n Christen is jy 'n nuwe skepsel, nee, as jou lewe vir die Here gegee het. God maak alles nie, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. God maak jou nuut, hy maak jou 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. En die woord nuut kom glad nie in die Ou Testament voor nie, behalwe daar in Prediker word daar geskryf, daar's niks nuuts onder die son nie. Maar, ouens, in die tweede deel van die boek Jesaja, kom die woord nie telke male voor, ons lees van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe skepping. God sê, ek gaan alles nuut maak. Dis die goeie nuus van die Ou Testament, hierdie Jesaja, hierdie profeet wat hierdie boek geskryf het. Hy was die grootste profeet vir alle tye. Volgens die Jode kan jy hom klas gelyk met Moses en Elia. Nou, in sy opvoeding het hy 'n voorsprong gehad. Hy was gebore in die paleis. Hy was koning Joas, een van die konings van Juda, se kleinseun. So met ander woorde, koning Osia was sy neef gewees. En dit is waarom toe koning Osia gesterf het, was dit vir hom baie moeilik gewees, naby familie, wat gesterf het. En dit is toe ook wanneer hy die ontmoeting met God gehad het, in die tempel, toe God hom aangeraak het. So, Jesaja kom uit 'n koninklike familie, so hy het rykdomstatus gehad en 'n goeie opvoeding. En ek het nogal gewonder daaroor, dink julle dit was vir hom makliker of moeiliker om 'n profeet te wees met so 'n agtergrond? Ek dink dit was moeiliker geweest. Want sy diensbaarheid as profeet van God het vir die res van sy lewe hom baie onpopulêr gemaak
Hy het definitief nie 'n gemaklike lewe gehad na dit nie. Dit was 'n groot prys wat hy moes betaal het, maar ek dink sy ontmoeting met God was so groot en oorweldigend, dat hy gesê het, Here, ek kan nie anders nie, ek stem en stuur my, ek sal gaan, ek sal u spreekbuis wees. Hy het tussen hoë kringe beweeg as profeet, omdat hy nou uit koninklike agtergrond uitkom. Hy het koningsberaad. Is waarom sy profesie baie keer gehandel het oor politieke sake. Het hulle gewaarsku. Hy het die volk gewaarsku, moenie hierdie alliansie maak met die vyand nie, met Assirië of met Egipte nie. Dis 'n valse sekuriteit, wees versigtig. Hy het die volk en die konings gewaarsku. Hy kon dit gedoen het, want oor sy koninklike agtergrond. Hy was getroud ook, en ons lees in die Bybel dat sy vrou ook 'n profeet was. Sy was ook 'n profeet. Nou nêrens lees ons van haar profesie nie, maar ek dink hulle het saamgewerk, nê. Ou Jesaja sal 'n profesie van God kry, en dan het hy dit met sy vrou gedeel, en het gesê, ek bevestig dit, gaan deel dit met die mense. So hulle het saamgewerk as 'n span, albei profete. Hulle het albei van God gehoor, maar Jesaja was die spreekbuis. Hy het namens God gepraat. En ouens, is vir my net so mooi, die profete in die Bybel wat ons van lees, die ware profete, nie die valse profete nie. Dit wat God deur hulle gespreek het waar geword. Dit het gerealiseer. En daar's nog goed wat hy geprofeteer het oor wat ek weet nog gaan realiseer. En baie mense gee hulle self die amp baie maklik vandag as 'n profeet, en hulle profeteer links en regs. Maar in die Ou Testament, as jy 'n profeet was en jy het iets geprofeteer wat nie waar geword het nie, was jy gestenig. Het hulle gesê, valse profeet. Jy's 'n valse profeet en hulle het jou doodgemaak. So ek dink ons moet versigtig wees om net goed te profeteer en gesê, God sê dit, of die Here het vir my gesê, ek moet vir jou sê. Jy's God se spreekbuis. In die Ou Testament was jy doodgemaak. Ek hoor in die week wat iemand vir my sê, iemand het oor hom en sy vrou geprofeteer. Hulle het nie kinders nie, hulle wil graag kinders hê, en die persoon profeteer vir hulle, oor 'n jaar van nou af, gaan jy hulle 'n kind hê. En hy sê, dis nou al 4 jaar, en die persoon weer na die tyd raak geloop, en hulle sê niks daaroor nie. Hulle sal nie sê, of dalk uitvra, hoe gaan dit met jou kind, of so iets nie, want hulle het mos nou gesê, dis wat die Here gesê het. As jy sê, dis wat die Here sê, besef jy wat jy doen. Besef jy wie se spreekbuis hy is. Kyk, as jy in die Ou Testament was jy dan nou net daar gestenig. So, ons moet versigtig wees, maar hierdie profete, dit wat God deur hulle gepraat het waar geword. Hulle was God se spreekbuis gewees. Nou, Jesaja het ook 2 seuns gehad. 2 seuns, die een se naam was, maak gereed, hier kom sy naam, Maher Shalal Hashbaz. Kan jy jouself voorstel, jy sit in jou klas en die hoof kondig af, dat jy kantoor toe moet kom. Kan Maher Shalal Hashbaz in die kantoor toe kom? Ek wonder hoe daai ou sy skoolloopbaan gemaak, nee, moet so wil 'n naam. Is nogal 'n mondvol, maar is interessant, sy naam beteken vinnig na die plundering. So profeties, ouens. Want die Jode, die volk Juda, die ander deel van Israel, wat uit die suide was, hulle was nie baie lank na sy geboorte, was hulle weggevoer deur die Babiloniërs in ballingskap, en die Babiloniërs het gekom, en Israel of die Juda geplunder, en al hulle skatte geneem en weggevoer. Dis wat sy naam beteken. Die ander seun se naam was Shear Jashub. Dit beteken 'n oorblyfsel sal terugkeer. Bietjie meer positief, nê? Goeie nuus. En as jy die boek lees, God is so intentioneel met die Bybel, julle. Ons besef dit nie altyd nie, nê. As jy die boek Jesaja lees, sal jy sien, die eerste seun se naam is slegte nuus,
Israel gaan oorval en geplunder word deur die Babiloniërs. So dit som vir my die eerste helfte van die boek op. Die tweede seun se naam beteken goeie nuus. Want uit die tweede deel van die boek Jesaja sien ons, God het nog 'n toekoms vir Israel. Dis nie verby met hulle nie. Al het hulle alles verloor. En dit som vir my die tweede deel van die boek Jesaja op. Daar is spekulasie dat Jesaja derde seun gehad het, maar ons is nie seker van dit nie. Maar in elk geval, ek noem dit net vir interessantheid, met die naam van Immanuel. Nou, met Jesaja se roeping het hy in die tempel, soos ek nou genoem het, 'n bonatuurlike ervaring gehad. Hy het letterlik God gesien, en hy was so oorweldig met God se heiligheid. Hy het nie God se gesig gesien nie, maar hy het God op die troon gesien, soos 'n lig wat skyn, en hy was so oorweldig met God se heiligheid. En van daar is interessant, het Jesaja God 'n ander titel gegee. Hy het hom die Heilige van Israel genoem. Die Heilige van Israel. Hierdie was 'n frase wat verskeie kere voorkom in die boek Jesaja. 'n Unieke titel wat hy gebruik het om God te beskryf. Ek dink die oomblik toe hy in God se teenwoordigheid is. En hy God se lig sien en hy besef God is hier by my, was hy so oorweldig deur God se heiligheid dat hy so bewus geword het van sy onheiligheid, sy onreinheid. Hy het so onrein gevoel as mens toe hy gekonfronteer was met 'n heilige God. Ek dink ook sy lippe het vir hom onrein gevoel ook, want sy opdrag was om God se spreekbuis te wees. En hy het gevoel, Here, hoe kan ek die spreekbuis wees? Hierdie mond van my spreek baie keer negatiewe goed wat nie goddelik is nie. Toe dink ek aan ons ook, ons as mense, nê. Hoe baie keer kan ons doodspreek in die lewe nie, negatief spreek, en nie goed wat opbouend is nie. En die Bybel waarsku teen die tong, teen dit wat ons praat, ons woorde. En hy was oorweldig deur God se grootheid en sy almag en sy heiligheid. Sê, Here, my lippe is te onrein. En weet jy wat gebeur? Julle het dit al gelees. 'n Seraf, 'n hemelwese, kom toe en neem letterlik 'n kool van die altaar af en plaas dit op Jesaja se lippe. En van daar af het hy 'n letsel gehad op sy mond. Mens kon dit sien. Sy mond was gebrandmerk. Daar was 'n letsel op sy lippe gewees. En dit was 'n teken dat hy die profeet van God is. Dit wat hy spreek, is dit wat God gesê het. Hy was die man met die lippe wat deur God gebrandmerk was. Dit is hierdie profeet Jesaja. Ek lees vir julle hier waar hy geskryf het in Jesaja 6 van sy ondervinding. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan die volk: Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore, en hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Hierdie was nie 'n maklike opdrag nie. Wat God basies vir hom gesê het, gaan praat met die volk, maar hulle gaan nie luister nie. Hulle gaan nie na jou luister nie, maar ek wil hê jy moet met hulle praat. Jy sien, God het die volk geoordeel oor hulle ongelowigheid en hulle afgodery. En hy het gesê, Jesaja gaan praat met hulle, maar hulle gaan verblind wees. Hulle gaan hulle nie steur aan jou nie. God gaan sy prediking gebruik om die mense te verblind en te verdoof, sodat hulle nie bekeer en genees nie. Jy sien, en God se woord doen dit baie maal, nê. God se woord maak baie keer mense se harte oop, maar baie ander kere raak mense verhard. Ek weet nie van julle nie. Ek het al die woord gedeel met mense gepraat oor Jesus en die Bybel. En ek net besef, hierdie ou, sy hart is verhard. Sy hart is nie oop om te ontvang nie. Mense naby aan my, familie, jong manne. Hy hoor die woord, maar sy hart is verhard.
Hy neem dit nie aan nie, sy hart is nie oop om dit te hoor nie. Want hy stel nie belang nie. Hy is te lief vir die wêreld, lief vir die plesier van hierdie wêreld. Hy hoor nie die woord van God nie. Hier is Jesaja, God sê vir hom, gaan uit, spreek wat ek vir jou sê, spreek die woord en hierdie volk, sy ore gaan toe wees. Jesaja se prediking moes die mense wegstoot, verblind en verhard. En is nogal interessant, hierdie verse, waar hy praat van die volk wat hulle verhard, hierdie verse word baie keer aangehaal in die Nuwe Testament ook. Jesus, in sy bediening, sien ons dit ook. Hy het gesê, ek praat in gelykenisse, sodat mense hoor, maar nie hoor nie. Hulle sien, maar hulle is verblind. Jesus het in gelykenisse gepraat om die waarheid te versteek, en die te verhard wat nie belangstel nie. Selfs Paulus het dit gebruik, toe hy vir die Jode gepreek het, en hulle nie wou luister nie. Jy sien, die woord van God het 'n dubbele effek. Vir party mense maak dit hulle harte oop, dit maak hulle harte sag, maar vir ander, hulle verhard hulle harte teenoor dit. En dit is hoekom Jesaja sê daar in hoofstuk 6 vers 11, toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, met ander woorde, hoe lank moet ek nog preek en hierdie mense hulle verhard? Hy vra vir die Here, hoe lank? En die Here antwoord hom, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis. Met ander woorde, na Babylon gekom het en hulle vernietig het, hulle geplunder het en verwoesting gesaai het, dan sal ek weer ingryp. Ek moet my volk dissiplineer. Hulle was nie gehoorsaam nie. Daar gaan net 'n 10de oorbly. Dan gaan die boom weer begin groei. Stel jouself voor, ouens, jy kry 'n opdrag van die Here sê vir jou, ek gaan vir 40 jaar jou gebruik in die bediening, maar mense gaan nie vir jou luister nie. Hulle gaan nie vir jou luister nie. Imagine daai deursettingsvermoë, om net aan te hou, en aan te hou. Sê, Here, dit was my opdrag, wat U vir my gegee het, en ek sal aanhou daarmee, al luister die mense nie. Sjoe, ek weet nie, dit sal vir my moeilik wees. Ek voel daarom so nou en dan mense luister vir my. Dit moes moeilik gewees het, en ek sluit af hiermee. Besef julle, as hy dit nie deurgevoer het nie, sou ons nie vandag die boek Jesaja gehad het nie. Want ek dink, hy het op 'n stadium moeg geraak om te preek, toe sê hy, kom ek skryf net al hierdie goed neer, dat daar rekord gehou word van alles wat God gesê het. En vandag het ons hierdie wonderlike boek Jesaja wat ons kan lees. Van profeseë, van die toekoms, wat geprofeteer was, wat voorspel is, voorspellings wat gemaak is van Jesus, wat gaan kom. En dit is net 'n bevestiging dat die Bybel so waar is, want baie jare daarna het Jesus gekom. Hy was gekruisig, en hy het opgestaan, daai profesie het in vervulling gekom. So mooi, nee. Vandag het ons hierdie boek Jesaja, en dit kan ons versterk en opbou en stig. Verse soos, die wat moeg is, wag op die Here, hy sal jou nuwe krag gee. Deur sy wonde is daar vir jou genesing. Maar in sy hele leeftyd, was hy eintlik 'n mislukking, het hy soos 'n mislukking gevoel, want niemand het geluister nie. Almal het net harder en harder geword, maar God het met 'n plan gewerk. Hy het hom gebruik vir 'n spesifieke rede, in 'n spesifieke tyd van die volk Israel, van sy volk. En vanoggend is die vraag aan jou, is jou hart oop om die woord te ontvang? Is jou hart sag vanoggend, wanneer God se woord jou uitdaag vandag? Is jy bereid om gehoorsaam te wees en te luister? As God waarsku. Dit is lekker om beloftes te hoor, goeie nuus te hoor. Ek is sy kind, God is lief vir my, hy bewys sy genade teenoor my, hy is 'n barmhartige God, maar dit is nie altyd lekker om te hoor dat jou kruis moet opneem en my volg nie. Het is altyd lekker om te hoor dat jy 'n lewende, welgevallige offer moet wees vir die Here nie. Want dit beteken opoffering. Jy moet jou eie wil neerlê en God se wil doen. Jy moet minder word, dat hy meer word in jou lewe. Is jou hart oop vir daai dele van die woord ook vandag?